Goeiemôre broer en suster. Welkom vanoggend hier in die erediens. Ek wil graag vandag vir julle huiswerk gee. Gaan lees 2 Samuel 6 by die huis. En dan vra jy jouself af as jy die hoofstuk lees. Hoe bly, hoe opgewonde is ek oor wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het. Ons gaan vanoggend nagmaal vier. En dis 'n fees wat ons vier. Want geliefdes, ons was op pad hel toe. Ons is op pad na die ewige dood. Want die loon van die sonde, leer die Bybel vir ons, is die dood. En Jesus, met sy kruisiging, sy dood en sy opstanding, het ons vrygemaak van ons sondeskuld, van ons dood. Broer en suster, wat gaan jy doen as ek op die tafel spring en begin dans? Gelees 2 Samuel 6. Die ark het in Jerusalem gekom en Dawid het net in sy skouerkleed gaan dans. Hy was so bly oor die teenwoordigheid van die Here. Dat hy nie ge-worry het wat mense van hom sê, wat mense van hom dink nie. Want hy was so bly oor die Here. En wat ons vanoggend, ons baie keer kom sit in ons vier nagmaal en ons, dit is maar net 'n gewoonte. Ek het dit vorige maand ook gedoen, of vorige kwartaal ook gedoen, ek doen dit maar net weer. Dit is iets dat ons moet laat dans, moet laat jubel, moet laat juig. Want my sondeskuld is vergewe. Ek kan lank, ons moet eintlik rondom 'n braaivleisvuurtjie gaan sit en rondom 'n koppie koffie gaan sit en saam juig daaroor. Ek is vry. Jesus het nie gekom om ons te veroordeel nie. Baie mense ken Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy eniggebore seun gestuur het. Hulle ken nie vers 17 nie. Vers 17 sê, Jesus het aarde gekom, nie om ons te veroordeel nie, nie om ons skuldig te laat voel nie, maar om ons vry te spreek. Dis hoekom Jesus, dis wat van die nagmaal getuig. Jesus het ons kom vrymaak. Die brood en die wyn. Ons nou ook gesing het oor die brood en wyn. Getuig daarvan, dat Jesus, dit herinner ons dat Jesus ons vry gemaak het. Broers, dit is Hosea 11, vers 8 tot 9. Sê die Here vir ons wat hy aan die kruis gaan wys het. Hy sê, hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek met jou maak, soos met Seboïm? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want ek is God. Ek is nie 'n mens nie. Ek is die heilige
wat by jou is. Ek sal nie in my woede ingryp nie. God is regverdig. Daarom moet hy sonde straf. Dit is regverdig. Maar hy was so lief vir ons. Want ons kon nie daai skuldlas vat nie. So lief, dat hy Jesus in ons plek, het ons vanoggend gaan herdenk, dat hy Jesus in ons plek aan die kruis laat sterf het. Broers, is die God wat dit gedoen het. Ek wil amper ek wil vir u vra, dink 'n oomblik daarna. Wat het gebeur aan die kruis? Want die God, hy kom vanoggend en hy groet vir u wanneer hy sê, my liefde, my vrede, my genade, sal met elkeen van julle wees en bly. En broer, suster, dit is massief. God se vrede, God se genade sal met ons wees en bly. En dan, hoe kan ons anders as om God se lof te besing? Hoe kan ons anders? Hebreërs 13 sê vir ons, lof is die offer wat ons aan God moet bring. Ons dink baie keer 'n offer is dinge soos geld, en lof is 'n offer wat ons aan God moet bring. En kom ons bring hierdie offer van lof aan die Here deur saam te sing, ek bring u my lof. O heilige God, my lof is 'n offer aan u. Kom ons staan en ons sing tot eer van die Here, ek bring my lof, o heilige God. Ek wil graag vanoggend begin deur u 'n storie te vertel. Daar's een keer bedoeling. Hy het gepreek. Maar hy het fantasties gepreek. Die mense het aan sy lippe gehang. Dit was 'n kragtige, 'n wonderlike boodskap wat hy gebring het. En hy het die volgende Sondag weer op die kansel geklim. En dit is weer 'n fantastiese, kragtige, wonderlike preek. Maar die probleem was, dit was woord vir woord dieselfde boodskap as die vorige Sondag. En hy klim toe die derde Sondag weer op die kansel. En hy bring weer 'n kragtige, fantastiese boodskap, maar die probleem was woord vir woord dieselfde as die vorige Sondag. En hy klim toe die volgende Sondag weer op die kansel en hy bring weer hierdie fantastiese boodskap wat woord vir woord dieselfde was. En die kerkraad kom toe hom en sê, maar wat doen we nie? Kyk, ons betaal jou nie om elke Sondag dieselfde boodskap te bring nie. En hy sê toe, broers, susters, die Here het vir my gesê, ek moet hierdie boodskap bring, tot julle begin doen wat hy sê. Tot julle begin doen wat hy sê. Laasweek, broer en suster, het ons 'n kinderdiens gehad. By die kinderdiens het ons gesê, maar ons moet nie vir die brandende wind kyk nie, ons moet vir Jesus kyk en op die water loop. En as jy nou kyk daar op die bord, sal jy sien, maar dit klink baie dieselfde as wat ons laasweek oor gepraat het. Nou dit gaan nie woord vir woord dieselfde wees nie, maar die Here sê vir ons, waag,
Ons moet waag om saam met Jesus op die water te loop. Jy kan sien in daai prentjie, daai vrou sit in die kraan, sy's vreesbevange. Sy sien nie God se hande wat rondom haar is nie. Ons moet waag om saam met Jesus op die water te loop. Nou ons gaan vandag dieselfde gedeelte lees as laasweek, Matteus 14, vers 22 tot 31. Maar voor ons lees, kom ons bid saam en vra die Here vir ons sal help om te hoor wat hy sê. Here, baie dankie vir die Bybel. Here, baie dankie dat ons vanoggend die voorreg het om aan die nagmaalstafel te sit. Die tafel, as gelowiges rondom die tafel mekaar te kom, waar U vir ons kom sê, ek is lief vir jou. En Here, U kom sê dit vir elkeen van ons persoonlik. Here, U sê vir ons, moenie omkyk na gister nie. As jy bely het, gister het ek vergewe. Kyk na die toekoms saam met my. Here, dankie dat ons, as ons glo in U, dat ons kan uitsien na 'n wonderlike ewigheid waar skuldloos voor U kan staan. Dankie vir die voorreg om dit vanoggend te kan herdenk. Here, dankie dat die nagmaal vir ons vertel. U het uit die dood uit opgestaan. Dit vir ons vertel, maar die onmoontlik is moontlik vir U. Jesus, ons gaan nou lees vandag hoe jy op water geloop het. En Here, Petrus het dit ook reg gekry. En ons kan dit ook reg kry. As lank ons nie vir die branders en wind en probleme kyk nie, maar solank ons vir U kyk. Here, help ons om te weet, by U is die onmoontlike moontlik. Here, ek wil ook bid vir ons as gemeente. Help ook vir ons vir julle beroepingsproses wat ons nou gaan volg. Dat dit ook sal loop tot eer van die naam. Dat U wil ook daar sal geskied. Dat U ook daardeur verheerlik sal word, want dit is ons een groot begeerte as gemeente van NG Kerk Suikerbos. Ons begeerte is om U te verheerlik. Nie om ons eie beeld te blaas en te sê, "Haai, ons is 'n oulike gemeente nie." Nee, Here, ons wil U verheerlik. In alles wat ons doen, wil ons U groot maak, want Here, U verdien die lof. Here, ek wil bid dat U vandag vir ons sal help om so opgewonde te raak oor wat U in die kruis gedoen het, dat ons ander mense sal aansteek. Dat ander mense sal kan sien, maar iets, Here, as ons net in 'n vertrek instap, want ander mense sal ervaar, maar iets is anderste aan die ou, aan die vrou, iets is anders aan hulle. Want ons dien vir U. Ons is opgewonde oor dat U in die kruis vir ons gedoen het. Dat mense verbaas sal staan oor die guts wat ons het om U te gehoorsaam. Om saam met U op die water uit te gaan en saam met U te loop. Here, maak vanoggend ons harte en ons ore oop. Here, dat hierdie boodskap vandag ons so sal inspireer, dat wanneer ons hierdie gebou verlaat, ons sal sê, vandag klim ek uit die boot uit. Vandag sit ek my voete op die water en ek loop na Jesus toe, wat die onmoontlike moontlik maak. Kom praat met ons, Here. Ons wil graag hoor wat U vir ons wil sê. Amen.
Matteus 14. Kom ons lees saam Matteus 14 vanaf vers 22. Ek het nou vergeet om sorry daarvoor, ek het nou vergeet om die skrifgedeelte op te sit. Matteus 14 vanaf, ek het dit opgesit. Wonderlik, ek het ook iets vergeet, wonderlik, ek het dit opgesit. Ek kan hierdie ding aansit. Dit gaan ook my help. Matteus 14 vanaf vers 22. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim, om slank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. By dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê Jesus. Petrus het die skei geklim en op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Somtyds, broer en suster, is dit nodig dat ons in ons tuistering, in ons swaar, in ons seer, vir God oor praat. Want jy sien in daai prentjie daar aan die linkerkant, daai mense, hulle kry swaar. Hulle suffer. Maar dit is ook 'n bietjie oortjie kan sit, maar baie keer is dit waar ons God moet hoor. Partykeer is ons hardhorend. Partykeer is dit nodig dat die Here 'n krisis, 'n probleem, 'n uitdaging in jou lewe stuur. Eers dan hoor ek God. Eers dan verander ek van rigting. As God partykeer seer en pyn. Natuurlik, broer en suster, verkies God om nie deur seer en pyn te werk nie, want hy is lief vir ons. Hy wil hê ons moet seer kry nie. Maar hy is ook so lief vir ons, hy is nie bereid om ons te los waar ons is nie. Daarom ons so sukkel om sy stem te hoor. Kom help hy partykeer vir ons met krisisse, met probleme, om ons aandag te trek. Want hy sal tot die uiterste toe gaan om ons aandag te trek. Hoor jy, broer en suster? God is lief vir jou. So lief, dat hy tot die uiterste toe gegaan het, om dit te bewys. Dit is waarvan die nagmaal praat. Hy het tot die uiterste toe gegaan, om ons te wys, hy is lief vir ons, deur vir Jesus aan die kruis in ons plek te laat sterwe. Sy enigste seun het in die kruis laat sterwe. Dit, broer en suster, Mariaan, dit, broer en suster, is nog die heel beste bewys dat die Here vir ons is, dat die Here aan ons kant is, dat die Here vir ons staan. Dit gee ons rede
Dit gee ons rede om te waag, om God te gehoorsaam en uit die skuit uit te klim en op die water te loop. Want God is lief vir my. Hierdie is die heel beste rede wat ons as gelowiges het. En kom ons loof vir Here deur daai lied saam te sing. Die heel beste rede is dat Jesus aan die kruis vir my gesterf het. Daarom kan ek opstaan. Daarom kom ons staan op en loof vir Here en ons kan opstaan en die Here loof. En die heel beste rede is Jesus is lief vir ons. Broers, het partykeer het jy nou gehoor dat hy gesing het. Jesus gee my moed om te waag. Te waag om hom te gehoorsaam. Broers, het baie keer moet ons versigtig wees wat ons sing. Ons kan baie keer 'n oordeel oor onsself sing, oor verklaringe wat ons maak met wat ons sing. Baie keer, broer en suster, is dit nodig dat ons net moet hoor. Jesus is in ons seer, in ons swaar kry, is Jesus daar. Baie keer as dinge rof gaan, twyfel ons oor God se teenwoordigheid. As dinge rof gaan, voel God baie keer so ver. Baie keer dink ons is alleen. Ons sien spooke. Jy het gehoor van Lenet wat praat van die skoene. Ons sien baie keer spooke. Spooke van twyfel. Spooke van vrees. Ek weet nie hoe jou spooke lyk nie. Wat jy sien nie. Spooke dat alles verby is. Ek kan maar opgee, kan moed opgee. Baie keer broer sit alles op 'n jaar agter die bult en ons maak dinge erger as wat dit werklik is. En dan sukkel ons om Jesus raak te sien, te herken in ons bangheid, in ons seer, in ons vrees, sukkel ons om Jesus in ons benoudheid om raak te sien en ons oë op Jesus te hou en op die water te loop. Partykeer kyk ons so na die golwe in die donker dat ons bang en benoud raak. Dit is egter juist dan wanneer ons weer God se stem moet hoor. God se stem wat vir Petrus gesê het, kom klim uit, kom loop na my toe. Kom, waag. Broer, suster, dit is dan. Ons is 'n gemeente. Ons is 'n geloofsgemeenskap. Ons is geliefdes. Dis dan wanneer ons mekaar moet help. Dis dan dat ons mekaar daaraan moet herinner, saam met Jesus kan ons op die water loop. Is dan wanneer ons mekaar moet en praat en moet sê, kom boetie, kom sussie, kom ons loop saam en kyk vir Jesus en loop op die water. Wanneer ons mekaar bemoedig, dan word ons herinner aan God se teenwoordigheid. God se teenwoordigheid wat bangheid en vrees verdryf. Dan maak die bangheid plek vir rus, vrede, kalmte. Dis dan ons mekaar moet herinner aan die boodskap van die nagmaal. Van die nagmaal gee ons hoop. Die nagmaal gee ons moed om te waag. Die nagmaal wys vir ons, God is aan ons kant. As gelowiges, is ons 'n
'n gemeente. Ons is 'n geloofsgemeenskap. Die geloofsgemeenskap van Eggie Kerk Suikerbos hier in 3 Riviere in vereniging. Ons gaan mekaar help. Kom ons maak vandag die keuse. Ons gaan mekaar help. Ons gaan mekaar bemoedig, aanmoedig te sê, kom ons loop op die water. En ons vertrou die Here. Broers en susters, as jy internet het, gaan kyk op YouTube. Daai prentjie het ek afgetrek van 'n liedjie van Jonita Du Plessis. Dat hy saam met Jesus loop ek op die water. Dis lieflike woorde, gaan as jy kan gaan luister na die liedjie en sê maar saam met Jesus loop ek op die water. Saam met hom sal ek op die water loop. Kom ons wees 'n voorbeeld vir mekaar as gelowiges. Kom ons wees 'n inspirerende voorbeeld vir mekaar. En hier in die gemeente, in 3 Riviere, in vereniging, in Gauteng, in Suid-Afrika. Kom ons wees vir ander 'n voorbeeld van gelowiges wat mekaar bemoedig om die onmoontlike reg te kry en op die water te loop. Hoe gaan ons dit reg kry? Broers, is dit deur ons te verlustig in die Here. Want dan fokus ons op die regte plek. Dit is nie ons probleme te kyk nie, maar te sê, ek verlustig my, ek verbly my in die Here. En kom ons sing en te sê, ek verlustig my in die Here, want dit gaan my help om my fokus te behou. En mekaar, dit gaan ons help om mekaar aan te moedig op die Here te fokus. Kom ons staan en sing, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Kom ons staan, ons loof die Here. Dit is ons antwoord, broer en suster, hoe ons gaan bly vas staan, te midde van versoekings, beproewings, swaar kry, deur ons te verlustig in die Here. Dit gaan ons help om ons fokus reg te kry. Nou, interessante vir my, broer en suster, is van Petrus. Nou vra ek, hoe het Petrus die storie onthou? Ek ben toe Petrus nou rondom die braaivleisvuurtjie sopnat gestaan het, met sy pelle gepraat het, het hulle vertel, hey manne, julle weet, ek het op die water geloop. Al was dit net 'n paar tree. Ek het op die water geloop. Nou, interessant broers, baie keer as ons nou praat, onthou ons van Jesus wat op die water geloop het en van Petrus wat gesink het. Toe ek laasweek hier vir die kinders ook vra, maar waaroor het die storie gegaan? Het hulle mooi geantwoord en gesê, maar Petrus het op die water geloop. En dis hoe Petrus ook die storie onthou het. En die wonderlike is, Petrus het nie vertel dat hy die water geloop nie, want toe hy gesink het, wat hy gesê, dadelik het Jesus my gehelp, toe ek gesink het. Het Jesus my dadelik uit die water uitgetrek. Petrus het die onmoontlike reg gekry, solank hy vir Jesus gekyk het, en nie vir die branders en die wind nie. Nou broer en suster, moet ons mooi hoor. Die Bybel leer vir ons, dadelik het Jesus vir Petrus gehelp. Vissermanne in daai tyd kon nie swem nie. So broer en toe Petrus begin sink, was hy benoud. Hy gedink, hier kom die einde.
Wat het Jesus al gesê? Ag broer, jy sukkel maar so 'n bietjie met jou geloof, so spartel maar so 'n bietjie, sluk maar so 'n bietjie water. Nee. Toe Petrus roep, Here help my, het Jesus hom dadelik uit die water uit getrek en dadelik gehelp. As jy nou onthou van laasweek by die kinderdiens, toe ek vir die kind gevra het, spring so ver. Hulle kan nie. Maar as hulle my vra om te help en dra, ek hulle oor. Dieselfde met die Here. Ons kan nie goed op ons eie reg kry nie. Here help, dan dra die Here vir ons oor. Help die Here vir ons oor na die ander kant toe. As ons na die Here roep, as my geloof te klein raak, as my uitdagings te groot raak, en ek sê, Here help, dan sal hy ons help. Hy sal nie vir ons sê, man, spartel maar so 'n bietjie, sukkel maar so 'n bietjie, nee, dadelik sal hy ons help. Dit gee ons die moed om te waag. Want as ons sukkel, as ons swaar kry, sal Jesus ons help. Dit is broer en suster, ek om mekaar moet aanmoedig en moet sê, verlustig jou, wat ons nou gesing het, verlustig jou in die Here, aanbid die Here, behou jou fokus, verhoog sy naam, Hemelvader, ek aanbid U. Koning Jesus, ek fokus op U. Want U is die een wat my gaan help om by water te loop. En kom ons sing het, kom ons staan en sing, Hemelvader, ek aanbid U. Koning Jesus, ek fokus op U, want daar is dit moontlik om by water te loop. Ek dink nie Petrus het die sink onthou nie. Petrus het die loop onthou. Miskien, liewe gemeente, is ons so bang dat my geloof gaan dalk misluk. Ek gaan dit dalk nie maak nie, dat ons so bang is om ons voete in die water te sit, dat ons so bang is om in die boot uit te klim, dat ons sê, nee, ek bly by eerder in die boot, ek gaan dit nie waag, ek wil nie stupid wees, ek wil nie 'n fool vir myself maak nie. Wat gaan mense van my dink, as ek nou skielik hierdie ding waag om die Here te gehoorsaam, en dit lyk so onmoontlik, ek gaan hulle sê, nee man, jy is stupid, jy is 'n fool. Bly sit. Gaan ons sit? Of gaan ons uit die boot uitklim? En waag om ons voete in die water te sit. Natuurlik gaan ons soms sink. As jy dink in hierdie lewe of in jou geloofslewe, jy gaan nooit misluk nie. Jy gaan nooit foute maak nie. Leef jy in 'n droomwêreld. Ons is mense wat bang en benoud kan raak. Ons twyfel kort. Ons sink kort. Maar liewe gemeente, ons het iemand met 'n hoofletter, Jesus, die iemand wat op die water kan loop, wat ons weer kan uittrek wanneer ons sink. Weet u daarom, broer en suster, kan ons waag die onmoontlike. Kan ons waag om saam met Jesus
ons oë op Jesus te fokus en na die boot uit te klim. Dink 'n oomblik. Gaan ek en jy dit waag om met die skei te klim, met die boot te klim? Of gaan ons sê, o nee, die boot skommel so 'n bietjie wild, maar dit is dan 'n bietjie gemakliker om in die boot te sit as om uit te klim en te probeer om op die water te loop. Waag om saam met Jesus op die water te loop. Broer en suster, wat is jou begeerte? Om te waag om God te gehoorsaam? Is jou begeerte om meer en meer soos Jesus te wees? Here, ek wil graag die kind wees. Ek wil meer en meer Jesus soos U wees. Kom ons sing en sê, Here, ek wil meer en meer soos U wees. Kom ons staan en sing, Here, ek wil meer en meer soos U wees. Here, dit is ons begeerte, om meer en meer te wees, Jesus, soos U. Here, ons wil meer en meer waag om aan U gehoorsaam te wees. En Here, wanneer ons nou geaand sit rondom die nagmaalstafel, gee ons opnuut 'n ervaring van U liefde, van U omgee. Here, dankie dat in die kruis vir ons gewys het wat liefde is. Help ons om ook vir mekaar so lief te wees. Help ons om mekaar aan te moedig om Jesus op U te fokus en op die water te loop. Amen. Liewe gemeente, ons gaan nou nie almal hier voor om die tafel sit nie, maar ons gaan die nagmaalstafel, die nagmaal gaan ons saam vier. Nou voor ek met die formulier begin, gaan ons eers gou die doekie van die tafel af, van die tafel gereed maak. Maar ek wil nou vra, broers en let op die woorde wat ons sing. Ek wil nou vra dat ons 'n lied gaan sing, terwyl ons die tafel gereed maak. Die lied gaan wees koning van my hart, koning van my lewe. Ek wil U bemin, ek wil lief wees vir U, want Here, waarvan getuig U nagmaal? U het my sondeskuld vergewe. U het my bevry. So kom ons sing die lied terwyl die tafel gereed gemaak word, en dan vier ons die nagmaal saam. Broer en suster, ek wil nou graag gou die tekens uitdeel, en dan vra dat U net die brood en die wyn sal hou, tot met die instelling, en die wat dalk die beker wil gebruik, sal ek dan ook kans gee om die beker te gebruik. So, kom ons gaan eers die tekens uitdeel, en dan gaan ons almal so hou die tekens maar net so by, dan gebruik ons die tekens saam. Ek sal verkies het ons saam gebruik asseblief. Dankie.
En aan die binnekant, aan die binnekant van die kelkies is daar druiwesap, vir die wat nie alkohol wil gebruik in die binnekant van die goed is daar druiwesap. Is enigiemand oorgeslaan, broer en suster, met die bediening van die brood? Lyk my nie so nie. En die bediening van die wyn. Ons gaan nog later kans gee mense die beker wil gebruik. Nou, waar gaan julle sommer nou hierso kry? Het julle reg? Die alright, wonderlik, as hy. Goed, dan kan julle baie dankie. Baie dankie aan die diakens wat gehelp het. Van die dienswerkers, hoe mens hulle ook al noem. Kom ons luister, broer en suster, na die nagmaals formulier. Geliefdes in Here Jesus Christus. Die Here Jesus het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook, het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer, as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer, as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd, waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens opnuut gevier word. Ons verbondsmaaltyd, as verbondsmaaltyd, het dit die volgende betekenisse. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. In die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. By die aanskouing van die brood en wyn roep die gemeente hom die hele lydensweg van Christus voor die Gees. Toe hy sy lewe gegee het, toe soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Toe hy die lydensbeker gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Die nagmaal is die tweede plek 'n waarborg. Daarom sê Jesus, dit is my liggaam, dit is my bloed. So seker as vir elkeen hierdie hierdie brood vir sy oë gebreek word en hierdie beker aan hom gegee word en ons het met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy lewe en sy opstanding. Broer en suster, dit is die verantwoordelikheid van die nagmaal. Ek bely daarmee, Here, ek glo. Ek is die kind. Ek het deel aan U. Hierdeur waarborg hy seisoenverdienste vir ons so verledig
asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan, en ons geregtigheid vir God verwerf het. Die sekerheid van hierdie sekerheid het hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons gevoelens of stemmings nie, maar op die tekens, wat ons uit die hand van die Here ontvang. Dis in die Here self gevestig. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Dit is hoekom ons dit as gemeente saam doen. Ons vier dit saam. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in gemeenskap met hom en met mekaar te lewe. Die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word dit deur dieselfde Gees ook weer met mekaar as lidmate van een liggaam in broederlike liefde saam verbind. Soos die apostel sê, omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam. Want ons is almal deel aan die brood. Die nagmaal is die vierde plek. Die verkondiging van 'n toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een is met ons. Tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. Deur die nagmaal strek ons uit na die dag wanneer Christus in heerlikheid verskyn en alles tot volheid sal bring. Die dag wanneer die hemel en aarde nuut sal word, sodat geregtigheid daarin kan woon en God alles vir alles kan wees. Die nagmaal verlang die bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die lam. Die nagmaal is in die vyfde plek 'n vreugdefees. Al spreek die tekens van die lyding en die sterwe van Christus, van sy kruis, sy bloed wat vergiet is, sy liggaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering nie in die teken van droefheid nie. Hoeveel ons as gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit tog 'n vreugdefees. Waar die Heiland op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding en sterwe en opstanding uitdeel. Die nagmaalsfees mag die gemeente nou van die vreugde smaak wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die lam. En dit alles blyk te duidelik dat die nagmaal ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van brood en wyn aan die tafel, wat ons in Christus deelagtig is. Hier by die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons hom met ons hele wese. En gaan ons nou in dankbaarheid ons lewe opnuut aan hom wy. In dankbaarheid juig ons as triomferende kerk van alle oorde en alle tye. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en in die bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam, taal, volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk van priesters vir ons God gemaak en sal oor die aarde regeer. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid
om deur die tafelgemeenskap, ons gemeenskap, met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en toekomsverwagting. Om nou die volle seën vir die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen van ons onsself in die teenwoordigheid van die Here sal ondersoek, voor ons die brood en die wyn gebruik, sodat ons nie oordeel oor onsself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor ons sondes. Daar is sondes waar ons met ons gedagtes, met ons woorde, met ons dade oortree het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Waar ons nagelaat het om uit die boot te klim en op die water te loop na Jesus. Laat ons hieroor opreg vir God verootmoedig. En laat ons dan vas glo dat ons oortredings vergewe is. Op grond van die verdienste van Jesus Christus. Laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys. Deur ons liefde teenoor hom en teenoor ons medemens. Mag die Here Jesus Christus in sy genade ons daartoe help. Hoe is dit wat nou gehoor het vir die nagmaal is? Wil ek vra terwyl jy so sit, kom ons doen hardop belydenis van ons geloof. Terwyl jy so sit, kom ons doen hardop sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het in die hemel, en sit in die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, oor die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Jesus, baie dankie dat ons in U kan glo. En Here, wanneer ons in U glo, gee U vir ons vryspraak. Here, ons vertrou vandag vir U, dat U ons gaan vrymaak. Trouwens, Here, U het ons vrygemaak. En Here, in daai vryheid moet ons gaan jubel en juig. En geen menslike woorde kan beskryf wat werklik gebeur het met die kruisiging, met die opstanding nie. Here het ons vrygemaak.
Wow! Here, ons kan net jubel en juig daaroor dat U ons vrygemaak het. Dankie Here. Dankie dat U ons vrygemaak het. Seën ons nou by die gebruik van die tekens van die brood en die wyn. Dat dit opnuut ons geloof en ons waagmoed en ons blydskap sal aansterk tot eer van U naam. Amen. Broer, suster, eintlik moet ek nou lees uit Romeine 8 of Psalm 103 waar ons sê, waar ons getuig van die Here se grootheid, van sy liefde en sy wonder. Maar ek wil graag hê ons as gemeente, jy kan sommer so sit, maar dan moet ons sing. Vir sê Here, U is groot. U is almagtig en ons doen dit hier saam te sing lied 2 en 2. Liedboek 2 en 2. Ons sing daarvan die eerste en die tweede vers. Sê Here, ek wil U loof, ek wil U prys want by die nagmaal is U so wonderlik, U so goed. U bewys dit aan ons. Kom ons loof die Here. Omdat God ons sondes vergeef het. Hoe kan ons anders as om te loof en te prys? En die teken daarvan is die nag van Jesus oorgelewer is. Dat hy brood geneem, dit gebreek en gesê, neem dit, eer dit, gebruik dit met my gedagtes en onthou, dat my liggaam is in jou plek gebreek, sodat jou liggaam nooit gebreek hoef te word nie. Gebruik dit tot my gedagtenis. En doen dit nou bidend, broer en suster, en eet die broodjie en dink daaraan, Jesus het in die kruis gesterf, sy liggaam was gebreek in ons plek. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis. En nadat Jesus die brood geneem het, het hy die wyn geneem, dit geskink, as hy neem, drink, dink daaraan en glo, dat my bloed is gestort, as volkome versoening, vir al jou sondes. Kom ons gebruik tot eer van die Here. Is daar iemand wat die beker wil gebruik? Ek is jammer, ek sien nie iemand nie, is jammer as ek jou nou mis. Kom ons bid saam. Here, wow, dankie vir die brood. Dankie vir die wyn. En dat U ons so herinner. U het ons volkome vrygemaak. En Here, die nagmaal vandag wil ons liefde en ons gemeenskap vir U opnuut bevestig. Maar nie net met U nie, ook met mekaar. Ons gemeenskap, ons liefde vir mekaar. En wil ons mekaar vandag opnuut aanmoedig om te waag, om uit die boot te klim, op die water te loop en U te verheerlik. Amen.
Broer, suster, by die deure, gaan ek so 'n dingetjie vir jou uitdeel, om u te sê, maar ek wil hê ons moet onthou, en plak dit in jou yskas op, of sit dit ergens waar jy dit gereeld kan sien, en kan sê, Here, ek gaan waag, om uit die boot te klim, en op die water te loop. Here, ek wil dit doen vir myself nie, ek wil dit doen, sodat u verheerlik sal word. Vandag het God vir ons kom sê oor die nagmaal, ek is jou Vader. Maar Romeine 8:15 sê vir ons, God is ons kan roep tot God Abba. Abba is die Arameese woord vir pa. God is ons pa. Wat vir ons wys, ek het vir jou omgegee, ter my seun aan die kruis in jou plek laat sterwe. Kom ons sing van my God wat die pa is. En broer, suster, let asseblief op die woorde. Weet, al loop alles verkeerd. Loop niks uit soos ek wil, my gitaar se snare breek, alles loop verkeerd. Sal ek weet, my pa is die koning. En ek kan op die water loop of hom kyk, en die onmoontlike tot sy eer regkry. Broer, suster, my pa is die koning, en onthou dit. God, en hierdie God wat die koning is, wat in beheer is, wat in die kruis, sy seun in die kruis wil sterf het, hy kom nou en hy groet vir u, wanneer hy sê, die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, en die gemeenskap, en die krag van die Heilige Gees, sal met elkeen van ons wees en bly, en vir ons help om met die boot uit te klim, op die water te loop, en vir Jesus te kyk. Amen.